Goeiemôre, nog 'n wonderlike oggend geskape deur ons Abba. Nog 'n môre waar ek en jy saam kan gesels oor die wonderbaarlike genade wat Abba elke dag aan ons gee. Jy's ingeskakel op die program Op reis na innerlike genesing. En liewe luisteraar, dis mos hier waar ons leer om te groei in ons verhouding met Abba. Dis hier waar ons saam daai kettinge gaan leer afgooi. Daardie seer emosionele wonde leer verstaan, sodat Abba uiteindelik ons kan genees van dit wat seer maak. So elke week het ons 'n nuwe tema en elke week 'n nuwe kykie na ons liefdevolle hemelse Pappa se hand in ons lewens. Staan jy nog vas in sy beloftes, liewe luisteraar, oor hoe Abba jou kan genees? Dit bring ons by vandag se tema, wanneer jy jou eie regter word. Nou, dit word vir ons so maklik soos boomklim, wanneer dit kom by ons eie regter wees. Soms is dit net soveel minder gekompliseerd, om eerder jouself af te takel vir dinge wat gebeur het, en inteendeel, dinge wat nog nie gebeur het nie. En vandag spandeer ons so bietjie tyd en kyk dieper na selfverwyd. Dis 'n stil ketting, dis iets wat diep en delikaat is, wat baie mense stil saam met hulle dra. Hulle gaan aan met hulle lewens, hulle lyk gelukkig aan die buitekant, maar aan die binnekant is daar 'n storm wat hand uitdruk. In hulle binneste is daar 'n diep gewortelde emosie wat die heeltyd vra, soos: wat as ek dit anders gedoen het? Wat as ek beter opgetree het? En so gaan die vragies aan. Diep binne straf hulle self elke dag vir daai gebeurtenis wat in hulle oë verkeerd afgeloop het of nie op die regte manier hanteer is nie. So wat is 'n eenvoudige definisie vir selfverwyd? Selfverwyd is wanneer ons aanhou om onsself te straf vir iets waarvoor Abba reeds genade aanbied. As ons sielkundig hierna kyk, hou dit ons vas in skuld en skaamte. En geestelik hou dit ons vas in veroordeling eerder as vergifnis. Dit word 'n patroon waar ek en jy voortdurend die neiging het om onsself te blameer, te kritiseer of te straf vir die verlede se foute of aksies. Dit strek dieper as net daai verantwoordelikheid neem vir 'n fout en word later 'n scenario waar jy die aanklaer word. En met tyd al hoe minder genade wys aan die persoon in die spieël. Nou hier op reis na innerlike genesing, kyk ons mos altyd hoe dit ons beïnvloed. Nie net in ons lewens nie, maar ook in ons lyfies. So hoe kan selfverwyd ons emosioneel en fisies beïnvloed? Selfverwyd is nie net 'n gedagte wat af en toe deur ons kop gaan nie. Wanneer dit vir 'n lang tyd deel word van ons innerlike gesprek, begin dit ons hele wese beïnvloed. Ons emosies, ons denke, ons verhoudings en selfs ons liggaam. Mense wat met selfverwyd worstel, leef baie dikwels met 'n voortdurende gevoel van spanning, omdat hulle self gedurig herinner aan wat verkeerd geloop het, wat hulle anders moes gedoen het, of selfs hoe hulle ander teleurgestel het. En hierdie voortdurende innerlike beskuldiging, liewe luisteraar, steel jou vrede, dit steel jou hoop, en so ook jou lewensvreugde. Nou, emosioneel kan selfverwyd lei tot gevoelens van hartseer, skaamte, moedeloosheid. En 'n persoon begin soms glo dat hulle fout hulle identiteit geword het. In plaas daarvan om te dink, ek het 'n fout gemaak, begin hulle anders dink en dit klink soos, ek is die fout. Nou hierdie manier van dink kan jou selfbeeld afbreek en veroorsaak dat iemand hulle self onttrek van ander mense. Omdat hulle rarig voel hulle is nie goed genoeg nie, of nie liefde en aanvaarding verdien nie. En met tyd kan hierdie gevoelens ontwikkel in angs, depressiewe gedagtes en 'n verlies aan selfvertroue.
Fisies dra die liggaam ook die las van voortdurende selfverwyd. Wanneer ons gedurig in skuld en skaamte of spanning leef, bly die liggaam in 'n toestand van waaksaamheid. So asof daar voortdurend gevaar dreig. Dit kan lei tot simptome soos hoofpyn, moegheid, spierspasma, maagprobleme, selfs 'n verswakte immuunstelsel. Nou die liggaam reageer op die emosionele pyn wat nie uitgespreek of verwerk word nie. Daarom sal jy hoor baie kenners sê dat die liggaam dikwels vertel wat die hart probeer wegsteek. Nou, op 'n geestelike vlak kan selfverwyd 'n mens se verhouding met Abba beïnvloed. Wanneer iemand hulle self voortdurend veroordeel, begin hulle soms glo dat Abba ook teleurgesteld of kwaad vir hulle is. Hulle vermy gebed, sukkel om Abba se liefde te aanvaar en voel werklik onwaardig om na hom toe te kom. En tog wys die woord vir ons dat Abba se hart so anders is. Hy nooi ons nie om vir altyd in skuld te leef nie, maar om na hom toe te kom vir vergifnis, herstel en genade. En daarom is dit so belangrik om te onthou dat selfverwyd selde tot genesing lei. Dit hou ons vas. Dit hou jou vas in jou verlede. Verantwoordelikheid en berou help ons om te groei, maar selfverwyd hou aan om dieselfde wond oop te krap. Nou, Abba se begeerte is nie dat ons onsself moet straf nie, maar dat ons moet leer uit ons foute, sy vergifnis ontvang en weer met hoop vorentoe beweeg. So, hoe weet ek en jy of ons worstel met selfverwyd? So 'n paar vrae wat jy jouself vanmôre kan afvra, is as volg. Herhaal ek dieselfde fout oor en oor in my gedagtes? Straf ek myself deur geluk weg te stoot? Glo ek dat ek nie goeie dinge verdien nie? Sê ek dalk dinge vir myself wat ek nooit vir 'n vriend of 'n vriendin sou sê nie? En laaste, is daar iets waarvoor ek myself al jare lank blameer? So weer eens vanoggend weet ek dat baie van julle wat luister vanmôre verstaan in 'n mate waarvan ek praat. Ongeag of ek vanoggend met die volwasse praat wat luister, of die kind wat nog binne elkeen van ons is, wat soms nog met die kettinge saamleef. So kom ons kyk gou-gou, watter emosies kom saam met selfverwyd? Selfverwyd kom baie selde alleen op sy eie. En daar is emosies wat saam dit kom, wat mekaar voed en versterk op die ou end van die dag. Ek dink die eerste een, en ek dink ook die grootste van hulle, is skaamte. Wanneer mense in selfverwyd vasgevang is, beweeg jy dikwels van skuld na skaamte. Jy begin dalk jou identiteit koppel aan jou foute. En dit klink dalk so. Skuld sê, ek het iets verkeerd gedoen. Maar skaamte sê, daar is iets verkeerd met my. Die volgende emosie is hartseer. En hierdie is soms 'n rouproses vir party van ons. 'n Plek van treur oor verhoudings wat verlore gegaan het. Geleenthede wat verby is, of daardie drome wat nie uitgedraai het soos jy gehoop het nie. Dan is daar angs. Selfverwyd hou dikwels my en jou brein baie besig met denke soos, wat as ek weer dieselfde fout maak? Wat dink mense van my? En hierdie kan lei tot konstante bekommernis en oordenke. Volgende op my lys is nogal iets belangriks, woede. Nou in hierdie geval is die woede baie selde gerig teenoor ander, maar eerder gerig teenoor die eie ek. Teenoor onsself, liewe luisteraar. Daar kan dalk tye kom, veral na 'n groot trauma, wat ek of jy onsself die volgende afvra. Hoe kon ek so dom gewees het? Ek moes van beter geweet het. Nie net is woede iets wat groot innerlike konflik maak nie,
maar woede kan ook baie uitputtend wees. Diep gewortel is daar ook dinge soos 'n gevoel van teleurstelling. Dat ek en jy nie net onsself teleurstel nie, maar ander as ook vir Abba. In ons binneste ontwikkel ons 'n vrees vir verwerping, mislukking, oordeel, as ook net nog seer kry. En dit hou jou terug, liewe luisteraar. Dit gee jou 'n rede om jouself te isoleer of nuwe geleenthede te vermy. Nou, daar's 'n paar interessante dinge oor selfverwyd wat baie mense selde besef. En een van die mees verrassende is die volgende. Selfverwyd gee soms vir ons 'n vals gevoel van beheer. Nou, hierdie klink dalk vreemd, maar wanneer iets seer of verkeerd loop, is dit soms makliker om te glo, dit was my skuld, as om te aanvaar, sommige dinge was buite my beheer. Nou, as ek myself blameer, dan voel dit asof ek ten minste die situasie kon beheer het. Byvoorbeeld, 'n mamma kan haarself dalk jarelang blameer oor haar kind se verkeerde keuses. 'n Persoon wat homself blameer vir 'n huwelik wat verbrokkel het. Iemand wat homself dalk verwyd oor die dood van 'n geliefde, omdat hulle nie vroeër iets raak gesien het nie. En die pynlike waarheid egter is, dat ons kan nie alles beheer nie. En soms hou ons aan selfverwyd vas, omdat dit veiliger voel, as om ons eie magteloosheid te aanvaar. Nou nog iets interessant, jou brein glo wat jy herhaal. So jou brein maak nie altyd onderskeid tussen waarheid en gedagtes wat voortdurend herhaal word nie. As iemand vir jare sou dink, ek is nie goed genoeg nie. Ek maak alles deurmekaar. Alles is my skuld. Begin die brein hierdie gedagtes as feite behandel. Daarom sê die woord vir ons so duidelik in Romeine 12:2, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Abba verstaan dat genesing dikwels begin met nuwe denke. Nou, iets wat baie mense verras, is die volgende. Mense wat die meeste selfverwyd dra, is dikwels diegene wat die meeste omgee. Selfverwyd kom nie altyd van hoogmoed of swakheid nie. Dit kom dikwels voor by mense wat baie verantwoordelik voel, ander se pyn diep aanvoel, graag wil help en dalk 'n sagte hartjie het. Ons neem verantwoordelikheid vir dinge wat nooit ons las was om te dra van die begin af nie. En die grootste ironie van selfverwyd is dalk dat ons glo dikwels, Abba het ons vergewe, maar ons leef asof ons eie vergifnis belangriker is as syne. Ons sê, ja Here, ek weet U het my vergewe, maar dan hou ons aan om onsself te straf. Dit beteken ons gee meer gesag aan ons eie oordeel as aan Abba se oordeel. Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê die volgende, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Nou, as Abba sê jy is vergewe, maar jy sê jy is nie, na wie se stem gaan jy op die einde van die dag luister? Wat sê Abba se woord nog oor selfverwyd? Nou, in kort vanuit 'n Christelike oogpunt, is selfverwyd dikwels die verskil tussen oortuiging en veroordeling. Die Heilige Gees bring oortuiging, en hy sê dikwels goedjies soos, jy het verkeerd opgetree, kom terug na Abba toe. Daar is vergifnis, daar is 'n nuwe begin. Jy sien, liewe luisteraar, oortuiging trek jou nader aan Abba. Veroordeling bring selfverwyd. Veroordeling sê, jy sal nooit verander nie. Jy is 'n mislukking. Abba kan jou nie gebruik nie. Sien, liewe luisteraar, veroordeling trek jou weg van Abba af. Romeine 8 vers 1 sê die volgende, daar is dan nou geen veroordeling vir die
wat in Christus Jesus is nie. My vraag vanoggend, liewe luisteraar, is, as Abba nie aanhou om my en jou te veroordeel nie, waarom leef ek en jy nog asof ons steeds in die beskuldigingsbank sit? So 2 mooi voorbeelde vir my uit die woord is die volgende. Die vrou wat in oorspel betrap is. Ons lees daarvan in Johannes 8 vers 1 tot 11. Die skrifgeleerdes en fariseërs bring 'n vrou na Jesus, wat in ontrouheid of oorspel betrap is. Hulle plaas haar in die middel van die skare, vol skaamte, skuld en veroordeling. En volgens die wet moes sy gestraf word. Terwyl almal gereed staan om haar te veroordeel, buig Jesus af en skryf op die grond. En toe hy uiteindelik praat, sê hy, laat die een van julle, wat sonder sonde is, eerste 'n klip op haar gooi. En een vir een stap die beskuldigers weg, totdat net Jesus en die vrou oorbly. Dan vra hy vir haar, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. So daar's 'n baie dieper boodskap agter hierdie, want baie mense luister na hierdie verhaal en sien die skare as die beskuldigers. Maar weet jy wat, baie van ons is eintlik beide, die vrou en die skare. Ons maak ons foute soos die vrou, maar daarna word ons eie fariseërs. Ons stel daai klippe op wat sê, ek moes beter geweet het. Ek is 'n mislukking. Ek verdien nie vergifnis nie. Of ek sal myself nooit vergewe nie. En dan gooi ons daardie klippe dag na dag na onsself. En die tragiese deel is, dat Jesus reeds die klippe laat val het, maar ons hou aan om hulle op te tel. Nog 'n kragtige voorbeeld is die storie van Petrus. So nadat Petrus vir Jesus 3 keer verloon het, kon hy maklik sy eie regter geword het. Hy het bitterlik gehuil en waarskynlik gedink, hy het sy kans met Abba vernietig. Maar na die opstanding kom Jesus en hy kom nie om Petrus te verneder nie, hy kom om hom te herstel. 3 keer vra Jesus, het jy my lief? Vir elke verloning gee Jesus vir Petrus 'n nuwe geleentheid. Jesus fokus nie op Petrus se grootste mislukking nie, hy fokus op Petrus se toekomstige roeping. En dit, liewe luisteraar, dit is hoe ons Abba werk. Wanneer ons onsself veroordeel, kyk ons na ons foute. Wanneer Abba na ons kyk, sien hy steeds die persoon wat hy besig is om te herstel. Amazing nie, liewe luisteraar, om altyd net te sien met hoeveel genade Abba met sy kinders werk. Maak gou toe jou oë, ja, jy wat hier luister. Ek wil vir jou 'n prentjie skets van die swaar las wat self verwyd word. So dink vir 'n oomblik aan iemand wat elke dag 'n sak vol klippe saam met hom dra. Op elke klip is daar 'n woord geskryf: skuld, skaamte, spyt, mislukking. As ek net, ek moes. En elke dag tel hy die sak op en dra dit oral saam met hom. Die probleem is nie dat Abba die sak aan hom gegee het nie, liewe luisteraar. Die probleem is dat hy nooit die sak wou neersit nie. Jesus se uitnodiging is nie om nog klippe by te sit nie. Dit is om die las neer te lê. Nou vanoggend wil ek vir jou sê, daar is nog hoop, daar is genesing van selfverwyd, maar dit gebeur ongelukkig nie oornag nie. Dis 'n proses waar ons na onsself kyk met Abba se oë en nie deur die lense van ons foute nie. So hoe begin ons werklik genees, liewe luisteraar? Erken wat jy dra, raak eerlik en noem die dinge waarvoor jy jouself verwyd. Wat het gebeur
Wat was die fout of die verlies wat jy saamdra? Ons kan nie genees van dinge wat ons wegsteek nie. Onderskei tussen die verantwoordelikheid en veroordeling. Vra vanoggend jouself, het ek 'n fout gemaak of veroordeel ek myself as mens? Dis gesond om verantwoordelikheid te neem vir ons keuses, maar dis nie gesond om ons identiteit aan ons foute te koppel nie. 'n Fout wat jy gemaak het, is nie wie jy is nie. Vra vergifnis en ontvang dit. As daar iets is waarvoor jy berou het, bring dit na Abba toe. Moenie net vra vir vergifnis nie, maar ontvang dit. Baie mense wil die vergifnis hê, maar hou aan leef asof hulle nooit vergewe is nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Vervang daardie leuen met die waarheid. Selfverwyd word dikwels gevoed deur ons leuns. Gee jouself dieselfde genade wat jy vir ander gee. Dink aan iemand vir wie jy baie lief is. As hulle dieselfde fout gemaak het, sou jy hulle vir jare lank straf? Waarskynlik nie. So hoekom behandel jy jouself anders? Hou op om die storie oor en oor te herleef. Selfverwyd hou ons vas deur dieselfde gebeurtenis telkens in ons gedagtes af te speel. Wanneer jy agtergekom het jy herhaal die verlede, herinner jouself, ek kan nie gister verander nie, maar ek kan kies hoe ek vandag leef. Bring jou pyn na Abba toe. So soms lê onder die selfverwyd hartseer, verlies, verwerping, teleurstelling. Maar laat Abba toe om nie net die skuld aan te raak nie, maar ook die seer. Kies elke dag weer genade. Genesing is dikwels 'n daaglikse keuse. Sommige dae sal die ou gedagtes terugkom, maar wanneer dit gebeur, hoef jy nie weer die hele geveg te veg nie. Herinner jouself net, Abba se genade is vandag ook vir my. So selfverwyd vra voortdurend, hoekom het ek dit gedoen? Maar genesing? Dit vra, wat wil Abba nou met my lewe doen? Die een hou jou vas in die verlede, maar die ander help jou om vorentoe te stap. Onthou, ons het laasweek ook gesê, Jesaja 43 vers 18 tot 19 sê, dink nie aan die vorige dinge nie, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Bid vanoggend saam met my. Abba Vader, dankie dat ek vanoggend na U toe kan kom, net soos ek is. U ken my hart en U weet van die dinge waarvoor ek myself soms veroordeel en verwyd. Vader, help my om te sien wat U van my sien. Help my om nie my identiteit in my foute te vind nie, maar in U liefde. Dankie dat ek U kind is en dat U genade groter is as my verlede. Genees die plekke in my hart waar skuld, skaamte of selfverwyd vasgesteek het. Help my om myself te vergewe waar U my reeds vergewe het. En vul my gedagtes, Abba, met U waarheid en my hart met U bonatuurlike vrede. Dankie, Abba, dat U my so lief het, dat U my nooit los nie, dat U elke dag besig is om my te herstel. Vandag kies ek om my oë op U te hou, eerder as op my foute. Help my om te stap in die vryheid wat Jesus vir my gekoop het. Gee rus vir my hart, vrede vir my gedagtes en hoop vir die pad vorentoe. Dankie dat U steeds besig is met my. Dankie dat U my nooit laat gaan nie. In Jesus naam. Amen. Besef vandag die volgende, liewe luisteraar. Ek en jy is so geliefd deur ons hemelse Papa, dat die woord sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het.
dat ons kinders van Abba genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Baie dankie dat jy vanoggend weer ingeskakel het en saam geluister het. As ek saam jou kan bid, of jy dalk 'n voorstel het vir die program, kontak my gerus op 062-723-8520. Dankie dat jy saam geluister het en saam 'n pad stap waar ons kan leer. Leer om te kyk na dinge wat 'n gaping kan maak tussen ons en ons Abba. Wees geseënd, liewe luisteraar, vrede vir jou, tot ons weer ontmoet. Geseënde dag, totsiens.